Goeiemôre vriende, hier so op 19 Maart 2026, donderdag mag dit vir julle 'n grys dag wees. Mag julle sommer net bewus wees van die Here se liefde en sy teenwoordigheid en sy almag in julle lewe vandag. Kom ons raak dit so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om met U te mag praat, dat ons die voorreg mag hê om in U natuur te mag wees, dat ons die voorreg mag hê, Here, om te kan leef, dat ons kan beleef, dat ons ervarings het, dat ons herinneringe het. Here, baie dankie daarvoor, dat ons kan sien, kan hoor, kan proe, kan vat, kan loop. Here, daar is so ontsettend baie goed waarvoor ons kan dankbaar wees. Baie dankie daarvoor. Here, en ons kom bid ook in hierdie tyd, in die besonder vir die oorloë wat aan die gang is. Here, al die oorloë in die wêreld, ek wil vra vir U asseblief, Here, wees daar. Ek weet nie lekker hoe om vir U te vra nie. Ek weet U los die aarde baie keer, Here, dat die mense maar hulle besluite neem en U is by hulle, maar die mense neem die besluite, hulle is nie marionette nie. Here, in ons eie land, met die bende geweld en met al hierdie ou goed wat aangaan, kom vra ons maar net vir die Vader God, gee vir die mense wat U in beheer geplaas het, in die polisie, die weermagte en waar ook al, Here, gee vir hulle wysheid en gee vir hulle insig, Here. Ons kom dra dit maar net aan U op, ons kom dra dit, kom sit dit in plaas dit voor U, as ons God en Vader. Ons kom vra vir die Here, help ook ons as swakke mense in hierdie tye waarin ons is. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan aan hier so by Timoteus. Julle weet in hierdie tyd dat 1 en 2 Timoteus en Titus die sogenaamde pastorale briewe van Paulus uitmaak. 1 Timoteus so 62 tot 64 na Christus geskrywe. Paulus skryf dit dan ook aan Timoteus, liewe vriende. Op daai stadium weet ons dan dat hier in hierdie gedeelte waar hy dan ook is daar baie heidene betrokke, vriende, en hy kom help dan net vir Timoteus en sê, kom maar jou maat, ek wil 'n paar goed net vir jou sê en 'n paar goed vir jou help om in hierdie tyd ook goed te kan lewe tussen al hierdie onduidelikhede en valse leerstellings en goed wat daar dan ook is, kom sê hy vir hulle. Dan het ons so 'n bietjie gepraat oor gebed, ons het gepraat oor die ouderlinge in die gemeente, ek het dit bietjie gereframe, gesê, liewe vriende, eintlik is dit op ons almal van toepassing, né? Hier spesifiek noem hy dat die ouderlinge, vandag gaan hy na die diakens van die gemeente toe, en onthou nou daai tyd, vriende, Paulus kon nie by hulle wees nie, kon nie altyd ander apostels by hulle wees nie, so wie is die ouens wat hierdie goed hanteer het? Dit was maar jou ouderlinge en jou diakens wat Paulus hulle daai tyd opgestel het, ook soos in ons tyd, liewe vriende, jy moet tog maar 'n bietjie, soos ons sê, management hê, dat daai management moet inderdaad lyk soos God, Jesus Christus en die Heilige Gees, hulle moet dit uitstraal. Vriende, dis van betrekking op almal. Of jy nou in die besigheidswêreld staan, of jy in die mediese beroep staan, of jy in die sales afdeling, bemarkingslyne staan, waar jy ook al staan, ek en jy is gemaak na die beeld van God om hom te verteenwoordig. Nou, so, dit is baie waar wat hy sê oor die ouderlinge, en dit is goed so, maar vriende, ek en jy moet almal hierdie eienskappe, moet ons natuurlik nastreef. Nee, ons het dit nou 'n bietjie stilgestaan daarmee. Baie ouderling moet onberispelik wees, ek het dit van toepassing gemaak op almal. As jy 'n kind is van die Here, ons tweede waarde is om in die voetspore van Jesus Christus te volg, en ons derde waarde is om toe te laat dat die Heilige Gees deur ons werk. Die oomblik, liewe vriende, as ons in Jesus se voetspore volg, moet al hierdie goed deel wees van ons, né? Ons moet onberispelik wees, getrou aan jou man en vrou, nugter wees, verstandig, beskaaf, gasvry, bekwam om te onderrig, moenie aan drank verslaaf of 'n rusiemaker wees nie, moet inskikkelik wees, vredelievend wees, nie geldgierig wees nie, moet goeie beheer oor sy gesin kan uitoefen, né? Dit het ons so 'n bietjie met mekaar gepraat vandag, eintlik maar dieselfde. Hy praat nou hier met diakens, hy sê net so moet diakens ook manne van goeie karakter wees, eintlik vroue van goeie karakter wees, nee, ons het later ons nou agtergekom, baie van ons mense in daai tyd soos Paulus was maar uit 'n patriargale stelsel uitgekom, né? Maar die Here het ons almal kom gelykstel, dis nie meer Griek, slaaf of vryman nie, almal is gelyk voor die Here. Daarom moet ons ook vir mekaar kom sê, wanneer ons kom praat en luister net ook oor die manne, dan moet ons weet, dis in 'n spesifieke konteks geskrywe. Vroue, dis daai ouderlinge en diakens, jammer vir ons dopperbroers wat ek dink so 'n bietjie die pad byster geraak het in hierdie tyd, né? En dan staan daar so, hy sê, hierdie ouens, hierdie vrouens,
Hulle moet mense, mans en vrouens van goeie karakter wees. Weereens, ek sit dit op jou en my as disipel van die Here, as kind van die Here, wat in Jesus se voetspore volg, né? Hulle moenie uit twee monde praat nie, né? Jy moet altyd eerlik wees. Jy moenie hier so 'n paadjie stap nie. Dit moet ou nie doen nie. Kom sê hy, né? Dis vir die diakens van toepassing, ouderlinge van toepassing, op elke kind van die Here van toepassing. Moenie uit twee monde praat nie. Moenie aan drank verslaaf wees nie. Vriende, dit is iets waarna ons altyd moet kyk. Weereens, niks verkeerd met 'n wyntjie nie, maar vriende, as jy 'n alkoholprobleem het, bly weg van wyn af. Waar jy ook al kom, as jy by 'n party is of wanneer jy by 'n geselligheid is, drink jou Coke, drink jou water as die Coke te veel suiker in het, hè. Drink zero Coke, wat ook al. Maar bly weg daarvan af. Want hy kom sê moenie aan drank verslaaf wees nie, want party van ons is in ons gene is dit daar dat ons baie makliker aan drank verslaaf kan raak. Bly weg van dit af. Nee, wat hy vir ons gesê, moenie op oneerlike maniere 'n wins maak nie, nee. Moenie bedrog pleeg nie, moenie hierdie onder die tafel deur goed vat nie. Dis wat Paulus kom sê, hy kom sê vir die diakens, ouderlinge, maar vriende, dit is op elkeen van jou en van my van toepassing. Hulle moet aan alle opregtheid aan die geopenbaarde waarheid van die geloof vashou. Wat is die geopenbare waarheid? Dat Jesus die weg en die waarheid in die lewe is. Niemand kom by die Vader behalwe deur my nie, kom sê Jesus, né? En dan sê hy nou maar net 'n bietjie meer formele goed wat hy sê met 'n diaken. Voordat hulle diaken kan wees, moet daar ondersoek ingestel word na hulle geskiktheid, en as niemand beswaar teen hulle inbring, kan hulle as diakens dien. Net so moet vroue ook van goeie karakter wees, nie skinder nie, nugter en in alles betroubaar. 'n Diaken moet aan sy vrou getrou wees, net so aan haar man getrou wees, né? En sy kinders en sy eie huisgesin of haar kinders na haar eie huisgesin goed beheer. Die wat as diaken goed gedien het, verwerf vir hulself 'n eervolle plek in die gemeente en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus, né? So dit wil ek net so van toepassing maak op kinders van die Here. Ons wat sê, ons volg in die voetspore van Jesus Christus. Ons moet absoluut so lyk. Ons is almal inderdaad diakens, ouderlinge, predikante, waar ek en jy ook al is, want ons verteenwoordig die lewende God. Ons is geskape na sy beeld om te verteenwoordig, liewe vriende, in hierdie wêreld. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.